Kan maar sit, dankie. Here, ons het laasweek gepraat oor u koninkryk, en die koninkryk wat moet kom, en ons het dit nou erken ook deur te sing, dat u alleen is koning. En as u alleen koning is, dan regeer u, en dan is u in beheer van ons lewe, en dan moet ons kom erken dat ons is niks eintlik in menslike terme en goddelike terme, ons is alles. En daarom ons maar net vra dat ons in afhanklikheid nou na u toe kom, dat u met ons elkeen nou sal praat, elkeen van ons het verskillende plekke waar ons vandaan kom, verskillende geestelike plekke, emosioneel, fisies, elke van ons het ander behoeftes. En ek mag ek so vra, Heilige Gees, dat u elkeen, daar waar hy of sy sit, en daar waar hy of sy luister, dat hulle sal voel, maar die Here praat nou met my, en sy woord werk met my in sy gees. Ons bid dit in Jesus se naam, amen. Nou julle, ons het die reeks waarmee ons besig is ons nou ons praat oor gebed, en ek het dis so voorbereiding vir dit wat ons in die jaar glo die Here vir ons wil doen, en ons gaan nou in die afkondiging sal julle dit ook hoor, ons gaan praat 'n bietjie, ons begin by 40 dae van gebed, van geloof, en dan gaan die Here ons so verder vat deur die jaar, en dit is voorbereidingstyd waar ons sê, kom ons bid as gemeente, en julle kan saam met ons bid, daar is 'n blaadjie nog beskikbaar, sommer 'n afkondiging so tussenin ook, maar kry dit en bid, kom ons bid. Nou as 'n mens dink 'n bietjie oor gebed, en jy praat oor die Here, het ek laasweek vir julle gesê, en ek dink is belangrik dat jy dit hoor, is dat die Here, as hy nie wou gehad het, jy moet bid nie, dan sou hy so gesê het. So die manier hoe God gekies het, dat mense met hom moet praat, is deur gebed. Nou weet ek, baie mense sukkel daarmee, en mense sê, maar ek sukkel om te bid, en ek verstaan nie heeltemal van gebed nie, maar dis soos God gekies het, mense met hom praat. En as jy gaan kyk in Jesus, net na Jesus, die Seun van God, hy self het so verskriklik belangrike fokus op gebed gehad. Hy het baie keer in die oggend vroeg, daar staan baie keer nog voor dit lig was, het hy gaan bid. En ander keer het hy gebid terwyl dit nog al laat in die aand was. Baie keer het hy dwars deur die nag gebid. Die laaste ding wat opgeteken is, ons weet nie wat die laaste ding is wat hy gedoen het voor hy gevang was en gearresteer was nie, is om vir sy disippels te bid, en is opgeteken in Johannes 17, 'n hele lang gebed wat hy gebid het. En dan kom jy in sy laaste oomblikke in Getsemane, dan staan daar, hy was vol angs, en hy was so bang geweest. Wat doen hy? Bid. Hy praat met Abba, sy Vader. Hy sê, Vader, help vir my. Is dit moontlik dat hierdie ding by my verby kan gaan? As dit nie kan nie, dan is dit oké, dan aanvaar ek u wil. So sy disippels het by hom gesien wat is gebed. En dan kom hulle op 'n stadium na hom toe, en sê hulle vir hom, oké, Jesus, leer ons ook 'n bietjie bid. En dan lees ek vir julle. Ons Vader wat in die hemel is, dis wat hy vir hulle geleer het, laat u naam geheilig word, laat u koninkryk kom, laat u wil geskied, soos in die hemel, so ook op die aarde. Gee ons vandag ons daaglikse brood, en vergeef ons skulde, soos ons ook hulle vergewe wat teenoor ons skuldig staan, en bring ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die bose, want aan u behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in alle ewigheid. Nou ek dink, ons ken hierdie gebed, maar selfs vir ons maak hierdie gebed nuwe wêrelde oop. Maar vir hulle, dink ek, die eerste keer toe hulle dit gehoor het en dit gesnap het, moes dit vir hulle 'n hele nuwe wêreld oopgemaak word. Want hulle het nie die vrymoedigheid gehad om na God te gaan, enige iemand en vir hom te gaan sê Vader nie. Want hulle het geglo die priesters werk met God en die hoëpriester werk met God. God is te ver van ons af. En ek dink ons sit hier en ons het die toegang gekry van God af, omdat ons sy kinders geword het. En omdat ons sy kinders is. En daarom sê hy, julle kan na God toe gaan, enige tyd, op enige manier, het ek laasweek gesê, vorige week, jy kan op enige manier na God toe gaan. Enige tyd van die dag. Lê staan, loop net jy wil. Want, en dis wat Jesus begin het, hy het in Aramees gepraat, dit is nou opgeteken in Grieks, en ons het dit nou in Afrikaans, so ons is nou by 'n derde taal, en as jy nog Engels lees, is dit nog by. Hy begin met Abba, hy gebruik die woord,
wat die Joodse seentjies gebruik, of dogtertjies gebruik, as hulle met hulle pa praat, Abba. So hy begin en hy leer mense om te sê, maar as jy dink aan God, het jy so vrye toegang tot by God, dat jy hom kan as Abba aanspreek. Maar laasweek het ek gesê, maar dan vat hy ons dadelik daarna, dan sê hy, maar laat u naam geheilig word. So God se naam is hoog. So as 'n mens dink aan hierdie gebed, en as jy nog wil die gebed gaan lees, en baie van julle ken dit, dis nie 'n rympie wat hy vir ons leer nie, wat ons elke dag, 5 keer 'n dag moet bid, en in 'n rigting van Jerusalem bid nie, dit het ek laasweek gesê, dis nie dit wat hy vir ons leer nie. Hy gee 'n tipe van 'n patroon van gebed, maar selfs dit beteken nie, dat as ek nou nie anders is, as ek nou nie so bid nie, dan bid ek nou verkeerd nie. Dis niks daarmee uit te baie nie, maar hy sê, en dit help vir my, as ek bid baie volgens hierdie patroon, is om te begin om te sê, fokus op wie God is, weet met wie jy praat met Abba, maar laat jy sy naam heilig hou, en laat sy naam geheilig word. En dit ek laasweek gesê, ons dra die naam van God se kinders, daarom is dit vir ons, is dit 'n gegewe dat ons sy naam moet hoog hou, en sy naam moet dra. En toe het ons gehoor, maar God wil ook hê, en Jesus wil ook hê, ons moet fokus op sy koninkryk, en sy koninkryk laat kom. En ek het laasweek gesê, dat as God sy koninkryk wil laat kom, dan staan daar, hy wil nie hê dat iemand moet verlore gaan nie, hy wil hê almal moet deel wees van sy koninkryk. Maar, dis 'n familiebesigheid. Want as dit God se besigheid is, en ek is God se kind, dan is ek deel van sy familiebesigheid. Dan is ek ook deel daarvan, om die koninkryk te laat kom. En toe het ek gesê, maar hy wil ook hê, ons moet sy wil laat geskied. Nou julle wat nou ouers is, sal nou almal weet. Wat is die ding wat jy die meeste oorbreek oor jou kind? Hallo? Hy lyk soos sy pa. Ek sal my skaam. Regtig. Wat? Hy is soet. Yes, daai kinders vir my is soet. Hulle is so gehoorsaam. As ek vir hulle sê, luister, dan luister hulle. Ek weet nie wat 'n wêreld leef julle nie, you wish. Maar dis wat julle tog wens. Julle wens tog as jy vir jou kind sê, doen asseblief dit, en dat jy dit sal doen. Maar ons weet mos dat die kinders wil altyd 'n ander storieetjie praat, maar die einde van die dag, en dink ek, kom het maar net daarop uit, en ek het al baie vir my kinders gesê, jy kan nou praat so jy wil, jy sal uiteindelik maar doen wat ek wil hê. Maar so, ons kan nou lank praat of kort praat, maar jy gaan doen. En ek dink, dis wat ons almal wil hê. Ons wil graag hê, as ons met ons kinders gepraat het, dat hulle sal doen wat ons wil hê hulle moet doen. Hoekom? 1, want ons is hulle ouer, en 2, ons weet beter. Ons dink ons weet beter, en ons dink die meeste tyd weet ons beter. En dis presies wat God sê. Hy sê, as jy na my kyk, en jy sê, Abba, Vader, en dan laat my wil geskied. Laat jy dan, wat my kind is, ook my laat trots voel op jou, omdat jy 'n soet kind is, en my wil laat geskied. En gehoorsaam is aan my. Dis dood eenvoudig, God is net soos enige ander ouer, wil hy dit hê. En dan gaan Jesus verder in die gebed, en dis waar ons vanoggend gaan aansluit. Nou vat hy, en ek wil nie sê hy vat die fokus van God af weg nie, hy fokus nog steeds op God, maar nou draai hy so bietjie na ons toe, en hy kom na ons persoonlike behoeftes toe, en hy sê, maar hoorie ouens, julle mag vra, en ek wil hê eintlik ons moet vanoggend hoor, dat ons moet vir God vra. En ek weet jy sit mense vanoggend in die kerk, en ek weet dis mense wat sit en luister, ergens wat sê, man, wat help dit jy vra vir God? Hy doen in elk geval wat hy wil. Of ons kan dit meer positief stel om te sê, hy doen sy wil. So dit help jy ek vra nie. Of mense wat sê, maar wat help dit ek vra vir God? Hy weet in elk geval alles. So ek kan hom nie eers vra nie. Ander mense sê, maar ek gaan nie vir God vra nie, ek het al hoeveel keer vir hom goed gevra, en hy het dit nie gedoen nie. En dan is daar 'n ander keer wat mense net sê, maar mense het baie dit vir my gesê, jy het dit ook al gesê, ek kan nie met so 'n klein dingetjie na God toe gaan nie. Hier is so 'n klein saakie. God is besig, hy moet die heelal ran. Hoe kan ek nou nog met my goedjies na hom toe gaan? En dis wat ek vanoggend wil vasmaak by jou, en as jy huis toe gaan, dat jy sal weet, ek mag vra. Hoor wat sê Jesus, net so eentjie verder, hy sê, vra, dis 'n opdrag, en vir julle sal gegee word, soek en julle sal kry, klop en vir julle sal oopgemaak word, want elkeen wat vra ontvang, en elkeen wat soek kry, en vir elkeen wat klop sal oopgemaak word. Watter mens onder julle sal vir sy seun 'n klip gee as hy 'n brood vra, of 'n slang as hy 'n vis vra? As julle wat sleg is, dan weet om vir julle kinders goeie dinge te gee,
hoeveel te meer sal die Vader wat in die hemel is, goeie gawes gee vir die wat vra. So as 'n mens dink oor die gebed van vra, dan begin dit by 'n erkenning van God. En dis waar Jesus ons vanoggend heen wil vat. Hy sê, gee ons vandag ons daaglikse brood. En toe ek nou voorberei, nou gewoonlik as 'n mens nou voorberei, dan dink jy nou aan 'n boodskap, hoe gaan jy nou toe dink ek, maar hoe gaan ek nou in 'n hele, net 'n paar minute, ek moet sê 'n halfuur met julle besig wees, oor hierdie diep vers. Ek kan soveel meer praat oor dit, so ek gaan net 'n kort opsomming gee van wat hier eintlik staan. So die eerste ding wat hy sê, ons moet vra is brood. Ja, toe dink ek nou maar, as ek nou na myself moet kyk, en 'n klompie van julle, dan moet ons eintlik anders te bid en sê, Here, laat asseblief minder brood eet. Want brood is net so lekker, want ek dink die brood werk met my. So, en ek dink dis bitter min van ons wat hier sit, wat eintlik brood nodig het. En ek sê nie, daar is nie mense wat swaar kry, wat nie vandag geld het of brood te koop nie. Maar as dit jou situasie is, dan is brood dit wat jy nodig het. Maar ons het iets anders nodig. En nou dink ek daaroor, maar is dit dan nodig dat ons nog enigstens moet luister na hierdie woord? Want ons het alles. Ons het nie nodig om elke oggend vir die Here te sê, gee my brood nie. Ons het eintlik alles wat ons nodig het. Maar ons kan nie dit wegvat nie. Want Jesus het dit gesê, en hy het gesê, as julle bid, ook vir ons wat sy disippels is, vra vir God vandag vir brood. 2, dit staan in God se woord. En God se woord is waar, en daarom kan ek niks daarby wegvat nie. So ons moet in die eerste plek sê, ja, ons moet daaroor bid. Nou kan ons nou verder gaan en sê, en dis die dieper ding wat ek agter die skerms hier so lees. Hoekom is dit so belangrik dat Jesus kom en hy sê vir sy disippels, maar vra vir brood. Vra vir God vir brood. Die eerste ding is, omdat God stel belang in jou kleinste moontlike ding in jou lewe, wat vir jou dalk so onbelangrik lyk, en hy stel belang in jou liggaam. Daar is mense, veral in die Asiëse lande, en Afrika lande, en in Suid-Amerika, wat glo jou liggaam is onwaardig, en hy moet gekastei word, en gepynig word, maar dis nie hoe God kyk daarna nie. God kyk na ons, en hy sê, hierdie mense het 'n liggaam, wat ek het hulle na my beeld gemaak, en ek het hulle so gemaak, dat hulle moet kos hê, en water hê, en veilig moet wees, en 'n blyplek moet hê. Dis hoe ek hulle gemaak het, want hulle is vir my belangrik. En daarom vra ek, as jy bid, begin daardeur. En dan sê ons eintlik daardeur, as ons kom sê, Here, en jy kan enigiets by die brood insit wat jy nodig het, fisiese goed. Praat hier vandag oor fisiese goed, wat ons volgende week gaan ons oor emosionele goed praat, en die week daarna oor geestelike goed. Maar fisiese goed. En hy wil ons leer, en dis waaroor vanoggend se groot deel gaan oor God, wat geëer moet word. Hoor wat sê Paulus, hy sê, of julle eet, en of julle drink, en wat julle ook al doen alles tot eer van God. So hy wil hê ons moet by 'n basiese ding begin, soos, Here, help ons met ons kos, en dit wat ons moet drink, en dit wat ons moet aantrek. So nou wil ek die fokus weer terugvat. Eintlik staan daar, want onthou nou, ons het gelees, ons Vader wat in die hemel is, laat die naam geheilig word, laat die koninkryk kom, laat die wil geskied, gee ons vandag ons daaglikse brood. Maar eintlik moet ons dit so lees. Ons Vader wat in die hemel is, gee ons vandag ons daaglikse brood. So die fokus is, wanneer jy bid vir jou daaglikse fisiese behoeftes, is Abba, ons Vader, wat vir ons hierdie goed moet gee. So die heel eerste ding wat ek wil hê met huis toe vat vandag is, God is die bron van alle dinge. Dan 'n bietjie daaroor. God gee alles. Nou dink ek, as jy nou dink aan ons tyd wat ons leef, julle wat nou in ons tyd leef, en jy kyk dalk nuus of jy lees nuus, dan voel ons mos nou of ons enige tyd dood gaan. Want die wêreld vertel vir ons, so jong, ons is bedreig, die ozonlaag is gone, en die aardverwarming gaan so groot word, dat Perth gaan heeltemal wegverspoel, en die hele wêreld gaan wegverspoel. So die mense maak vir ons die hele tyd bewus daarvan, dat ons eintlik besig om dood te gaan.
Of as jy nie daarin glo nie, dan gaan jy in elk geval doodgaan, want die bevolking neem so vinnig toe, jy gaan naderhand nie meer kos wees vir al die mense nie. En as die ander mense neem nie, buiten dit nog, dan gaan hulle kap ook al die bome ook af, jy gaan een van die daar nie meer suurstof wees nie. En dan sê mense, 'n virus gaan ons doodmaak, en ons gaan 'n derde wêreldoorlog hê, en ons gaan binnekort doodgaan. Ek sê, as dit so is, dat ons by die punt van extinction is, dat ons, dan behoort die hele wêreld ons elke dag te bid, Here, gee vir ons vandag wat ons nodig het, om net deur ons dag te kom. Maar ons weet, dat niks sal gebeur, wat God nie in beheer het nie. En daarom sê hy, kom met jou kleinste goedjies na my toe. Hoekom? Want dit staan hy sê, uit hom straal die heerlikheid van God. Hy is die ewe beeld van God, die wese van God. Hy hou alles deur sy magswoord in stand. So as God sê, ek wil hê jy moet na my toe kom, en al lyk dit of die wêreld besig is om te vergaan, ek hou alles in stand. Dis die premises, dis die vertrekpunt waarna jy na God jou Vader toe gaan en sê, God ons Vader, help vir my vandag met fisiese goed. En dan noem hy die woord brood. So hy begin met kos. Nou as God wou gehad het, ons moet modderkoekies eet en vuil modderwater drink, dan sou hy dit so gedoen het. Nou sit en dink ek daaroor, toe ek nou voorberei, nou ek wonder wat se resepte sal hierdie vrouens uitdink van modderkoekies. Hoe gaan ons die modderkoekies aanbied? So 'n manier, maar dit gaan nog steeds modderkoekies bly, bruin en breinwater. God kon dit so gekies het. Maar hoor nou die amazingness van God. As hy besluit om vir mense te sê, ek gaan julle so maak, dat julle kos het, dan maak hy nie net een ding nie. Jy wil nou op daai plaas van julle werk, wat plant julle? Koring. En dan ons in Suid-Afrika plant mielies, en daar's graan, en as jy nou dink byvoorbeeld net aan die groentes wat daar is, wat net in die Bybel opgeteken is komkommer, en daar praat van eie, en knoffel, en bone, en ek het regtig moeite gaan doen, maar ek kry nêrens dat hy praat van broccoli en Brusselse spruite nie. Maar net om vir Riekie te sê, daar staan toe dat in die Bybel. Hy sê, want ek het alles gemaak. So selfs Brusselse spruite en broccoli, wat ons nie wil dalk eet, en miskien eet julle dit, maar het God gemaak. It's amazing as jy dink net aan die groentes wat hy gemaak het. Dan dink jy net aan die vrugte, in die Bybel praat hy van druiwe, en olywe, en neute, en dadels, en noem al daai goeders op. Dink net aan al die geure van al die kosse. Hy gee vir ons reuksintuie om dit te ruik. Hy gee vir ons smaaksintuie, sodat ons die kos kan proe. Hy gee vir ons oë, sodat ons kan sien, die goed lyk mooi, verskillende kleure, hy maak groente, groen groente, rooi groente, geel groente, maak nie saak, hy kies om dit kleurvol te maak. En dan gee vir ons nog vir die diere kos, hy voer hulle, sodat ons hulle kan eet. Dan praat hy van gebraaide vleis. Hy sê met jou vleis braai, hy praat van gekookte vleis, hy praat van die vetgemaakte kalf van 'n lammetjie, jy kan vark eet, jy kan daar praat van hoenders en duwe en selfs insekte wat jy mag eet word beskryf in die Bybel. En dan praat hy in die Bybel van eiers en van melk en van heuning en van botter en van kaas. En dan kom hy en dan sê hy, dis nie genoeg nie. Ek wil nie hê net julle kos moet kleurvol wees en smaakvol wees nie. Ek gee vir julle nog goed om dit nog lekkerder te maak. Ek gee vir julle sout, en ek gee vir julle peper, en ek gee vir julle mosterd en komyn en kruisement, noem dit op, is alles in die Bybel opgeskryf. Dis wat God dink, as hy jou kos vir jou wil maak. Wat maak? As hy sê, bid vir my kos. En ek gee nog vir julle water om te drink, en wyn, en bier. Staan in die Bybel. So God, as hy dink oor jou, dan dink hy nie boring nie, modderwater en modderkoekies nie. Hy dink, as ek vir hierdie mense, wat ek na my beeld gemaak het, iets wil gee om te eet, dan maak ek dit aantreklik, ek maak dit smaklik, en ek gee vir hulle, dan al wat hulle moet doen is, erken my, elke keer as jy bid, Here, gee vandag vir my
kos, of ek bid vir my kos as jy eet. Elke keer erken jy dat God is nie boring nie. Hy dink aan ons en sê, ek gaan vir jou die heerlikste goed gee, wat jy kan kies en keer, wat kleurvol en smaakvol is, net omdat ek God is. So as jy weer bid vir die Here en vir sy kos en vir dit wat hy vir jou gee, dink net aan God, dat hy vir die kleinste dingetjie soveel moeite gemaak. Ons maak vinnig kos en eet ons is klaar. Maar dink net hoeveel moeite het God gedoen om elke liewe groente, elke liewe vrugte, elke liewe dingetjie te gaan maak. Vir een rede, sodat jy dit kan geniet. Dis wie God is. Nou sê hy ou vir my, nee, maar ek het nie vir God nodig nie. Ek werk hard vir my geld. Ek verdien my geld deur hard te werk en ek voorsien. Ek sorg vir my gesin. Dink ek maar, okay, nou waar kom die geld vandaan? Van bome af. Maar dit gebruik papier. En dit het God gemaak. En waar kom die metaal vandaan van die geld? Wel, God het dit gemaak. Dan dink ek maar, ander ou sê, nee, maar ek doen al my goed online, okay? So waar kom die microchip vandaan? God het dit gemaak, want binne daai microchip is aluminium en koper, en dan is nog silikon wat kom van metale of minerale wat God gemaak het. So daar is niks wat jy kan doen en sê, maar ek is so goed, dat ek het nie vir God nodig nie. So die kleinste liewe dingetjie wat jy in kan dink, dit het God gemaak. En dis wat hy vir ons wil leer, is wanneer jy bid, fokus op jouself, maar weet dit, dat God het dit gemaak. Hoor wat staan in Kolossense, hy sê die seun is die beeld van God, wat self nie gesien kan word nie. Die seun is die eerste, die verhewe bo die hele skepping. God het deur hom alles geskep wat in die hemel en op die aarde is. Alles wat gesien kan word en alles wat nie gesien kan word. Hoor hierso, alles is deur hom en vir hom geskep. En ek wil sê vir ons ook geskep, om te geniet. So elke liewe ding wat jy in hierdie skepping kan geniet, het God vir ons gemaak. En dan sê Psalm 104, hy laat die gras uitsprei vir die diere, en die groenplante vir die mense, sodat hy sy kos uit die aarde kan kry, wyn om mense se harte bly te maak, olie om hulle gesig te versorg, kos om 'n mens nuwe krag te gee. Is amazing as jy net dink, dis die moeite wat God doen. So hy gee vir jou olie en gee vir julle al die goedjies wat jy in jou gesig kan smeer, sodat jy mooi plooie kan weg, en daai tyd alwaar hulle plooie weggehaat het, want hulle het olie in hulle gesigte gesmeer, en hulle die olie gesalf, en hulle het wyn gedrink, en hulle kos gehad, want dis God op sy beste vir sy mense. So jy kan nie, en dis wat hy eintlik vir ons wil leer, want jy kan nou sê, okay, ek hoor wat jy sê, ek aanvaar alles kom van God af, so elke maand of ek weet jy koop julle groceries, kry hulle nie sware nie, eenmaal 'n maand, of eenmaal 'n week, of nie elke dag seker nie, maar as jy dit eenmaal 'n week koop, dan vat jy al die groceries, sit dit daar neer op die tafel, en sê jy, kom ons bid sommer nou klaar vir die kos, vir die hele week, as ons klaar gebid, en dan sê sommer klaar, dankie daarvoor. Dis nie wat hy wil hê ons moet doen. Jy kan dit so doen. Maar hoor wat sê hy, sê, ons Vader wat in die hemel is, gee ons vandag ons daaglikse brood. Hy wil hê, jy moet vra vir vandag. So die eerste ding ook belangrik is, want dan bely jy elke dag jou afhanklikheid aan God. Die tweede ding is, jy bely daardeur alleen dat God kan voorsien. Die derde ding, dit is vir jou belangrik, want jy's dankbaar. En die vierde ding wat net belangrik is, om elke dag vir die Here net te sê, Here, gee net vir my vandag wat ek nodig het, is om te erken, of om die voorreg te mag hê, om elke dag met God te praat. Jy het nou iets wat jy vir God kan gaan sê. Mense sê, maar ek weet nie wat ek vir God sê, maar jy kan ten minste elke dag na hom toe gaan en sê, Here, gee vir my vandag wat ek nodig het, die kleinste moontlike dingetjie, sodat ek my dag kan maak, sodat ek die naam kan verheerlik, sodat ek die koninkryk laat kom, sodat ek die wil kan laat geskied. Dis so sy werk. Hy werk net vir vandag. En dit is 'n probleem vir julle en vir my. Want ons dink mos aan môre. Wat sê Jesus? Hy sê, julle moet nie bekommer wees en vra, wat moet ons eet, of wat moet ons drink, of wat moet ons aantrek nie. Hoekom nie? Ek antwoord sommer die vraag. Want hy sê, ek vra elke dag, Here, gee my wat ek nodig het. Daarom hoef ek nie bekommerd te wees oor wat ek gaan eet of wat ek gaan drink nie. Ek weet, God is daar. Hy sê, nee, beywer jou allereers vir die koninkryk van God en vir die wil van God.
dan sal hy jou ook al hierdie dinge gee. Moet dus nie oor môre bekommer nie. Daar staan dit in die Bybel. Moenie oor môre worry nie. Nou kom ons kyk wie's eerlik. Wie worry oor môre? Net 2. Nou stop dit. Hier staan dit. Moenie oor môre worry nie. Hy sê, want môre bring sy eie worries, by sy eie bekommernis. Elke dag gebring genoeg moeilikheid van sy eie. Weet jy wat gebeur as jy oor môre worry? Jy gebruik al môre se moeilikheid vandag op. Dan het jy môre niks om te doen nie. Want jy het alles klaar opgebruik. Klaar geworry. Nee, hy wil ons leer, dit sê nie, jy moenie voorsiening maak vir môre nie. Jy moenie, die Bybel is vol sulke voorbeelde, maar hy sê, jy moenie bekommerd wees oor môre nie. Want miskien is nie eens môre hier nie. Nou bekommer jy jou hele laaste dag op aarde, bekommer jy oor môre, in elk geval is jy nie môre hier nie. So hy sê, leef vir vandag. Ek gee vir jou vandag wat jy nodig het, net om hierdie 24 uur te maak. En as jy die volgende 24 uur in beweeg, dan kyk jy weer na my en sê, Vader, dankie vir hierdie nuwe 24 uur. Ek wil vandag kom bely en erken het, U is my Vader, U sorg vir my, U het alles vir my gemaak, U het hierdie mooi kosse gemaak, sê, nou weer gaan kos eet, dan kyk jy net, verstom jy net om te sê, is dit die spread wat God gedink het ons moet eet? En alles vir ons gemaak. Vra net vir vandag. En dat is 'n belangrike ding wat ons nie moet mis nie, dis die werkwoord in die sin. Wat dink julle is die werkwoord in die sin? Gee. En hoe doen ons moet eintlik vra. So ons moenie net aanvaar. Ek gaan môre in die Here is by my, hy sal daar wees. Maar hy wil hê ons moet soos jou kinders, die hele kinders, na pappa en mamma toe kom en sê vra. Want dit laat jou in die eerste plek voel ek is 'n ouer wat kan sorg. In die tweede plek laat dit jou laat weet jy ek kan voorsien. God nooi ons uit om te vra. Mense dink ek is onheilig as ek vra. Jy kan oor alles met hom toe gaan, die kleinste moontlike dingetjie. Ook jou brood. Ons het net 'n probleem met brood. Want watter een moet ek nou voorvra? Breinbrood, witbrood, gesnyde brood, langbrood, ek weet nie. Jy moet meer spesifiek wees as jy bid. Here, ek soek, gee vir my vandag van hierdie lekker brood. Maar dis eintlik die kruks van die hele saak is. God sê, die kleinste ding is vir my belangrik, want ek het alles gemaak. So wat hoor ek vandag? God nooi ons dwars deur die woord uit om te vra. Vandag praat ons net oor fisiese goed. So ek weet nie waar jy fisies met die Here staan nie. As jou situasie so is, dat jy vandag regtig nie geld het nie, en nie kos het nie, en dis regtig jou gebed net om te sê, Here, as ek net iets, 'n snytjie brood kan hê vandag, dan vra jy dit vir hom. As jou behoefte iets anders is, jy sê, ek het genoeg, ek het 'n klomp luxuries, dit gaan met my eintlik baie goed, dan vra jy nog steeds om te sê, Here, gee vir my vandag dit wat ons nodig het om te eet, want ons erken daardeur, dit kom van U af. En dan volgende week gaan ons kyk en sê, maar hoe bid ek vir my emosionele behoeftes? En dan vir my geestelike behoeftes. Hy nooi ons uit om te kom vra. Jy erken daarneer. Elke keer as jy vra, kan jy net verstom staan oor die detail wat God in alles ingebou het vir ons. Die engele eet nie vir ons kos nie. Hulle eet nie, jy bly nie op ons aarde nie. Dink net nie oor klere. Ons het nie almal boring grys klere. Wat weet nou grys aan nie so. Mens sê is boring, het ook klaar aan my aan. Maar ek bedoel, wat het nou boring kleer? Daar's geen boring klere nie, want God het alles gemaak, nee. Maar hy het ons almal uniform, dieselfde presies dieselfde kleur gemaak nie. Hy gee vir ons verskillende kleure klere. En sê ek wil hê jy moet dit aantrek. Want ek wil hê jy moet gaan mooi lyk, want ek is in die fynste detail in jou lewe betrokke. Psalm 37 sê, die Here bepaal die koers van die mens, met wie se pad hy tevrede is. En hy ondersteun hom. Wat meer wil jy hê? As so iemand val, bly hy nie lê nie, want die Here help hom op. Ek was jonk en het oud geword, maar het ek nog nooit 'n regverdige verlate gesien, of sy nageslag wat brood soek nie. Dis 'n belofte in God se woord. As jy God se kind is,
sal daar altyd iets wees om te eet. Ek kan daarvan getuig. Want mense wat niks kos gehad het nie. Daar het ons in Moreletta gewees het, was daar in die 2008 die geweldige krisis. Dat mense niks kos het, hulle bid en sê, Here, ons het nie kos nie. Hulle sê hulle R300, hulle ry, hulle gaan nou die laaste R300 iets koop en dan is dit klaar. Toe hulle by hulle huis inkom, toe staan die grocery pakke so. Hy sê, en van daai dag het hy nog nooit weer hoef te worry nie. Mense het net voorsien, tot hy weer werk gekry het. Die Here, is mense in hierdie gemeente wat dit kan getuig. Nog nooit sal God sy kinders los nie. Want God is goed. Hy sê, al wat jy moet doen is erken my en vra. Kom ons bid. Hemelse Vader, ons gaan sommer so lekker deur die lewe en ons kyk na ons kos en ons worry nie eens oor die kos, waar die kos vandaan kom nie. Maar vanoggend hoor ons maar net, U het al hierdie kos gemaak. Net dit alleen is vir my verstommend dat U gekies het verskillende kosse, verskillende kleure, verskillende geure. Dit lyk so mooi. Net om ons te voed. Net omdat ons kan lekker eet. Is amazing God. Maar Vader, ek weet en ek praat nou namens myself ook, dat ons eintlik maar so lekker deur die lewe gaan en jy kan nie eens dink aan U nie. Jy kan nie eens dink waar kom al hierdie goed vandaan nie. Ons dink ons is selfonderhoudend, ons het ons eie geld